Hi, baie welkom by Leer Ken God. My naam is Abigail en in hierdie video gaan ons nummer 6 doen. Kom ons maak ons oop toe en ons vra vir die Here om van sy woord oop te maak. God ons hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om u woord beter te leer ken. Maak asseblief van sy woord oop sodat ons kan sien wat ons moet sien, hoor wat ons moet hoor en leer wat ons moet leer. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Okay, die opskrif is wet oor die Nasareërsgelofte. En die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, as 'n man of 'n vrou 'n besondere gelofte aflê, die gelofte van 'n Nasareër om hom aan die Here te wy, dan moet hy hom van wyn en sterkdrank onthou. Wynasyn en asyn van sterkdrank mag hy nie drink nie. Ja, geen druiwesap mag hy drink nie, en geen vars of gedroogde druiwe eet nie. Al die dae van sy Nasareërskap mag hy niks eet van alles wat van die wynstok gemaak is nie, selfs nie van die pitte en doppe nie. Al die dae van die gelofte van sy Nasareërskap mag geen skeermes oor sy hoof gaan nie, totdat die dae om is dat hy hom aan die Here toewy, moet hy heilig wees. Hy moet die hare van sy hoof vry laat groei. Al die dae dat hy hom aan die Here gewy het, mag hy nie by die dooie kom nie. Aan sy vader of sy moeder, aan sy broer of sy suster, aan hulle mag hy hom nie verontreinig as hulle dood is nie, want die wyding van sy God is op sy hoof. Al die dae van sy Nasareërskap is hy heilig aan die Here. En as heeltemal onverwags iemand by hom sterwe sodat hy sy gewyde hoof verontreinig, moet hy op die dag van sy reiniging sy hoof skeer. Op die 7de dag moet hy dit skeer. En op die 8ste dag moet hy 2 tortelduwe of 2 jong duwe na die priester na die ingang van die tent van samekoms bring. En die priester moet 1 as sondoffer en 1 as brandoffer berei en vir hom versoening doen vir wat hy uit oorsaak van die dooie gesondig het. So moet hy dan sy hoof op dieselfde dag heilig. Daarna moet hy die dae van sy Nasareërskap aan die Here wy en 'n jaar oud lam as skuldoffer bring. En die vorige dag moet wegval, omdat sy Nasareërskap verontreinig is. En dit is die wet vir die Nasareër. Op die dag as die dae van die Nasareërskap om is, moet hulle hom na die ingang van die tent van samekoms bring. En hy moet sy offer aan die Here bring. 1 jaar oud lam sonder gebrek as brandoffer en 1 jaar oud ooilam sonder gebrek as sondoffer. En 1 ram sonder gebrek as dankoffer. En 'n mandjie ongesuurde koeke van fyn meel, koeke met olie gemeng, en ongesuurde platkoeke met olie bestryk, en die spysoffer en die drankoffers wat daarby behoort. En die priester moet dit voor die aangesig van die Here bring, en die sondoffer en brandoffer vir hom berei. Hy moet ook die ram as dankoffer aan die Here gereed maak, saam met die mandjie ongesuurde koeke, en die priester moet die spysoffer en drankoffer vir hom berei. Dan moet die Nasareër by die ingang van die tent van samekoms sy gewyde hoof skeer en die hare van sy gewyde hoof neem, en dit op die vuur gooi wat onder die dankoffer is. Verder moet die priester die gekookte blad van die ram afneem, en 1 ongesuurde koek uit die mandjie en 1 ongesuurde platkoek, en hy moet hulle op die hande van die Nasareër sit, sodat sy gewyde hare afgeskeer het. En hy moet hulle op die hande van die Nasareër sit, nadat die sy gewyde hare afgeskeer het. En die priester moet dit beweeg as beweegoffer voor die aangesig van die Here. Dit is iets heiligs vir die priester, met die bors van die beweegoffer en die bout van die hefoffer. En daarna mag die Nasareër wyn drink. Laat ek lag. Dit is die wet vir die Nasareër wat sy offer aan die Here beloof, op grond van sy Nasareërskap, behalwe wat hy verder kan bekostig. Volgens sy gelofte wat hy afgelê het, so moet hy dan volgens die wet van sy Nasareërskap. Die volgende hoofstuk, of die volgende opskrif is die priesterlike seën. En die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met Aaron en sy seuns en sê,
So moet julle die kinders van Israel seën, deur vir hulle te sê, die Here sal jou seën en jou behoed. Ek hou baie van die woordjie behoed. Ek is baie lief van die woord. As ek bid, ek altyd, die Here behoed en bewaar en beskerm my, of behoed en bewaar en beskerm my gesin, behoed en bewaar en beskerm my kinders. Ek is baie lief vir behoed. Dis vir my 'n verskriklike mooi woord. Vers 25. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. So moet hulle dan my naam op die kinders van Israel lê en ek sal hulle seën. Dis baie warm. Dis die einde van hoofstuk 6. Tot 'n volgende video.